Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat voel jou goedheid word misbruik. Jy's dalk iemand wat ander mense graag help. Jy sien gou wanneer iemand swaar kry. Jy gee van jou tyd, jou energie, jou liefde, jou aandag, jou geld. Jy probeer mense tegemoet kom, jy probeer vrede hou, jy probeer verstaan, selfs wanneer jy self nie verstaan word nie. Maar partykeer kom 'n mens by 'n plek waar jy stil in jou hart begin vra: Here, is ek verkeerd om so goed vir ander te wees? Want wanneer mense jou goedheid misbruik, maak dit seer op 'n diep plek. Dit laat jou wonder of jy dalk te sag is. Dit laat jou wonder of jy te veel gee. Dit laat jou wonder of jy dalk net moet ophou om altyd daar te wees vir almal. Maar vanaand wil ek vir jou sê, jou goedheid is nie die probleem nie. Jou sagte hart is nie 'n fout nie. Die probleem is wanneer mense jou hart vat, maar dit nie waardeer nie. Die probleem is wanneer mense jou liefde gebruik, maar nie jou grense respekteer nie. Die Bybel sê in Micha 6 vers 8, dat die Here vir ons wys was wat goed is, om reg te doen, liefde en trou te bewys en om nederig saam met God te leef. Met ander woorde, God roep ons om goed te wees, maar hy roep ons nie om sonder wysheid te leef nie. Goedheid beteken nie jy moet alles toelaat nie. Goedheid beteken nie jy moet altyd ja sê nie. Goedheid beteken nie jy moet jouself leegmaak totdat daar niks van jou oorbly nie. Jesus was goed, Jesus was liefdevol, Jesus was vol genade, maar Jesus het ook geweet wanneer om weg te stap. Hy het geweet wanneer mense hom opreg soek en wanneer mense hom net wou toets. In Johannes 2 vers 24 staan daar dat Jesus homself nie aan almal toevertrou het nie, omdat hy geweet het wat in die mens is. En dit is vir my belangrik. Jesus het mense lief gehad, maar hy het nie almal dieselfde toegang tot hom gegee nie. En miskien is dit die wysheid wat die Here vanaand vir jou wil gee. Jy hoef nie hard te word nie. Jy hoef nie bitter te word nie. Jy hoef nie jou goedheid weg te gooi nie. Maar jy mag begin vra: Here, waar moet ek gee en waar moet ek terugstaan? Waar is dit liefde en waar is dit net uitputting? Waar vra U my om te help en waar probeer ek iets dra wat U nooit vir my gesê het om te dra nie? Partykeer voel 'n mens skuldig wanneer jy 'n grens stel, veral as jy gewoond is om altyd beskikbaar te wees vir almal. Maar 'n grens is nie liefdeloos nie. 'n Grens is net iets wat sê, ek gaan my hart bewaar, sodat ek nie seer kry en breek nie. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Om jou hart te bewaak beteken nie jy sluit almal uit nie, dit beteken jy vra die Here om jou te leer wie naby mag kom, wie minder toegang moet hê, en waar jy nie meer dieselfde patroon moet toelaat nie. Jy kan vergewe en steeds wysheid hê, jy kan lief hê en steeds nee sê, jy kan goed bly en steeds grense hê. Vanaand wil ek hê jy moet hierdie hoor. God het elke een gesien en elke ding gesien wat jy uit 'n opregte hart gedoen het. Elke persoon wat jy gehelp het, elke situasie waar jy daar was. Hy het gesien toe jy gehelp het en niemand dankie gesê het nie. Hy het gesien toe jy stil gebly het om die vrede te bewaar en hy het gesien toe jy probeer het, al was jy self moeg. Maar God vra nie dat jy jouself moet verloor om ander mense gelukkig te hou nie. Moenie jou goedheid begrawe omdat iemand dit misbruik het nie. Bring jou hart terug na die Here toe. Laat hy die seer genees, maar laat hy jou ook wysheid gee. Want die doel is nie om koud te word nie,
Die doel is om gesond te word. Vanaand kan jy net eenvoudig bid, Here, hou my hart sag, maar maak my sterk. Leer my om goed te bly, maar in wysheid. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat voel hulle goedheid word misbruik. Here, U sien hulle hart, U sien hoe baie hulle gee, U sien hoe baie hulle probeer, U sien die kere wat hulle stil seer gekry het, maar steeds aangehou het om die regte dinge te doen. Ek bid dat U vanaand hulle harte sal kom aanraak, genees die wat seer gekry het en wat deur mense seer gemaak is. Here, die wat nie in liefde en reg hanteer is nie. Help hulle om nie bitter te word nie. Help hulle om nie hard te word nie, maar gee vir hulle wysheid deur die Heilige Gees. Wys vir hulle waar hulle moet gee, waar hulle moet wag, waar hulle moet terugstaan en waar hulle met vrede 'n grens mag stel. Papa Vader, beskerm hulle sagte harte, maak hulle rustig binne-in, gee vir hulle vrede oor besluite wat hulle moet neem en krag om nie weer in dieselfde ou patroon te verval nie. Leer hulle om goed te bly, maar nie sonder wysheid nie. Ons bid dit alles in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou hart sag hou, maar jou gees sterk maak. Mag jy onthou, jou goedheid kom van God, maar hy sal jou ook leer hoe om dit met wysheid te dra. Geseënde aand. Shalom.